tweede punt wat ek wil maak gaan oor die water wat warm en koud was, maar ek wil graag vanaf vers 15 lees en vers 16. Hy sê, I know your deeds, that you are neither cold nor hot. I wish you were either one or the other. En die evangeliste gebruik hierdie goed baie keer verkeerd. Hulle sê, al was jy warm aan die brand vir die Here, of al was jy koud, heeltemal verlore, maar nou is jy in die middel. Nou wat beteken die middel? Die middel is teologies verkeerd. Want jy is of gered of jy is nie. Is ek reg? Of verstaan ek dit verkeerd? Jy is in 'n heiligmakingsproses, maar dis niks in die middel nie. Jy gaan hemel toe of jy gaan nie hemel toe nie. Jy kan jou plek verloor as jy nie aanhou groei nie, want dan gaan jy dood. En ek vergelyk dit met 'n boom altyd. Daar's niks in die natuur wat stil staan nie. Jy kan nie sê die boom staan stil nie. Want die boom is besig om te groei of hy is besig om dood te gaan. Nou dis nie die middel nie. Bekering of wedergeboorte is jou ticket to heaven. En Jesus het daai prys betaal. En dank die Here, hy het opgestaan. Die kruis is leeg, die graf is leeg en hy sit besig om 'n plek voor te berei vir elkeen vir ons. Julle klink nie eers opgewonde nie. Wel, dankie vir die 3 wat is. Ek gaan saam met julle die eerste keer. So wanneer ons sê koud en warm, het dit niks met hierdie te doen nie. Die vraag eerder wat ek wil stel is, hoe lyk jou geestelike lewe? Is dit warm dat jy genesing bring? Of is dit koud dat jy vir mense verfrissend is en kan voed? Watter een is jy? Want as jy dan in die middel is, meer met jou bediening te doen as met jou geestelike toestand. Meer met jou getuienis te doen as jou geestelike toestand. Want jy sien, dis hierdie wat in die middel is, wat jy van drink. En wie het al lou soutwater probeer gorrel vir 'n keer seer keelkene? Daar is die ekkie. En jy moet ook nie vir my daai goed gee wat jy so spuit in die neus het, voel of ek verdrink. Ek weet nie wat gebeur nie. Wanneer jy daai lou soutwater inkry, dan wil jy dit onmiddellik uitspoeg, want dit pas nie, dit hoort nie, dit doen niks vir jou nie. Maar wanneer dit bietjie warmer is, en dit hierdie minerale genees dit. So my vraag is jy gered of nie? As ek hierdie reg lees, vra ek jou die vraag, hoe lyk jou getuienis in jou lewe? Bring jy genesing, of is jy verfrissend, of is jy lou water, wat mense so verward is? Want dis wat die Here vanoggend vir my wys, lou water verwar mense. Want een dag as jy bietjie kouer, dan dink hulle kan van jou drink, jy's verfrissend. Ander dag as jy weer baie geestelik, dan kom jy nou weer met allerlei goedjies wat almal se lewe wil verander, maar as hulle weer na jou lewe kyk, kan vernietig jy alles weer. En naderhand begin mense om jou te vermy. As mense jou vermy, het jy 'n lou smaak wat jy gee. En vir die Here is dit baie sleg. Want ons is sy verteenwoordigers. Ons is die vehicles for his spirit to move in. En ek wil so graag baie oor dit gesê het, maar selfs in die demoniese wêreld, geen demoon kan funksioneer sonder 'n liggaam nie. En hy kan nie 'n impak hê as hy nie 'n liggaam het nie. Ja, hy kan 'n atmosfeertjie maak en bietjie goed rondskuif en jou 'n bietjie warm klap gee, weet nie of julle dit al gesien het nie, maar hy het 'n liggaam nodig om te vernietig. Waar kry hy dit? Want dis God se gees in jou wat lewens verander. God kan mense oortuig, maar as hulle klaar oortuig is mense, na wie toe draai hulle? Wie moet hulle help disipel? Wie moet hulle help geestelik groei? Wie moet inspraak gee? Wie moet saam met hulle bid? Dit kan nie net hulle in die gees wees nie. Ons moet die vehicles, we need to be the vehicles, sodat die gees van God kan beweeg. En hoe smaak jy? Is jy lekker koud en verfrissend in die gees, of is jy genesend, dat jy mense nader trek, daai aflerkvoeltjies mos, wat almal in jou deur kom klop, die mense moan, so dan sê hulle, ai Alex, elke keer dan kry ek nou maar net die ou aflerkvoeltjies. Nee, maar dan is jy warm, want jy moet genees. En ek is nou weer die bundle of joy myself. Ek is maar 'n yskoue glas water. Julle het gedink ek gaan sê bier, né? Nee?